welkom by hierdie spesiale Vrouedag bonusuitgawe van ons Spreuke studie. Later vandag gaan ons weer voort met ons reis deur die boek Spreuke, maar vandag wil ek net vir 'n paar minute saam met jou Vrouedag vier. As jy hierdie uitdaging elke dag saam aanpak, hoop ek jy besef dat God besig is om baie meer te doen as om vir jou wysheid te leer. Hy is besig om jou hart te verander. En vandag wil ek jou aan een wonderlike waarheid herinner: jy is 'n dogter van die koning. Kom ons lees vandag se skrifgedeelte uit Spreuke 31 vers 25. Sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Ek hou daarvan dat hierdie vers nie begin deur te vertel wat hierdie vrou bereik het of wat sy besit het nie. Dit vertel vir ons waarmee sy beklee is. Sy is beklee met sterkte en eer. Dit is nie iets wat sy self bymekaar gemaak het nie. Dit is die vrug van 'n lewe wat naby aan God geleef word. En is dit nie presies wat die Here deur hierdie hele Spreuke uitdaging besig is om in ons lewens te doen nie? Elke hoofstuk leer ons om hom meer te vertrou, ons harte te bewaak, sy wysheid te kies, getrou te werk en na sy stem te luister. Sonder dat ons dit altyd agterkom, is God besig om ons met sy sterkte, eer, krag en waardigheid te beklee. Wanneer die Bybel van krag praat, bedoel dit nie dat ons moet voorgee alles is altyd reg of dat ons elke las alleen moet dra nie. Dit is die rustige krag wat groei wanneer ons weet God is by ons. Dis die krag om aan te hou bid wanneer die antwoord nog nie gekom het nie, om aan te hou lief hê wanneer dit moeilik is en om hom te vertrou wanneer ons nie weet wat môre gaan bring nie. En waardigheid kom uit identiteit. Wanneer jy weet jy is 'n dogter van die koning, hoef jy nie jou waarde te bewys of jouself met ander te vergelyk nie. Jou waarde is reeds vasgemaak in Christus. Jy behoort aan hom. Een van die mooiste dele van hierdie vers is dat sy sonder vrees lag oor die dag wat kom. Ek glo nie, dit beteken haar lewe was sonder probleme nie. Dit beteken sy het geweet waar haar vertroue lê. Sy het geweet haar môre is veilig in God se hande. Wat 'n troos is dit nie? Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie, maar ons ken die een wat reeds daar is. Daarom kan ons met hoop vorentoe stap. Nie omdat ons al die antwoorde het nie, maar omdat ons die Here ken wat elke tree saam met ons stap. Terwyl ons vandag Vrouedag vier, wil ek jou aanmoedig om nie jou waarde te meet aan wat die wêreld van jou sê nie. Moenie jou identiteit soek in sosiale media, ander mense se goedkeuring of jou eie prestasies nie. Laat God vir jou sê wie jy is. Jy is sy geliefde dogter. Hy beklee jou elke dag met sy krag en waardigheid terwyl jy saam met hom wandel. Hy verwag nie dat jy oornag die Spreuke 31 vrou moet word nie. Hy vra net dat jy hom vandag weer sal vertrou. En elke tree wat jy saam met hom gee, vorm jou al meer na die vrou wat hy jou geskep het om te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U my U dogter noem en dat U my elke dag met sterkte en eer beklee. Dankie dat my identiteit in U gevind word en nie in wat ek bereik of wat ander van my dink nie. Help my om met vrymoedigheid te leef omdat ek aan U behoort. Leer my om my toekoms veilig in U hande te plaas, elke dag U wysheid te soek en nooit te vergeet dat U altyd by my is nie. Hou aan om my te vorm na die beeld van die moderne Spreuke 31 vrou wie se lewe U liefde, U genade en U goedheid weerspieël. In Jesus se naam bid ek. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Gelukkige Vrouedag. Ek bid dat jy vandag opnuut sal besef hoe kosbaar jy vir God is en hoe diep hy jou liefhet. Ek sien uit daarna om jou môre weer hier te ontmoet wanneer ons saam verder stap deur die boek Spreuke.